Floyd Shivambu, die nuwe MK-partyleier. Hierdie is net my teorie en nog nie 'n feit nie. Almal vra nog die heeltyd, wat is Floyd se motivering om by die EFF te bedank en by die MK-party van Jacob Zuma aan te sluit? Toe tref dit my. Hy kan dalk die volgende leier word. Ek weet daar gaan mense wees wat gaan vra, maar hoe weet ek dit? So kom ek verduidelik gou hoe ek tot hierdie gevolgtrekking gekom het. Floyd Shivambu is nie 'n dom karakter nie. En ek beskou hom as een van die EFF se slimmer manne. So hulle verloor nogal 'n groot man in hulle geleedere. Hy het 'n meestersgraad in politieke wetenskap met onderskeiding en is tans ook besig met 'n doktorsgraad. Hy is al deel van die politieke landskap sedert sy universiteitsdae en in die laaste 10 of meer jaar as onderleier van die EFF het hy 'n baie populêre man geword onder die EFF se ondersteuners. Dit is dus vir baie ondersteuners van die EFF 'n skok dat hy sou bedank en skuif na die MK-party toe. Nou my teorie is dat hy in Julius Malema se skaduwee gelewe het en nie ooit verder as onderleier kan beweeg nie, omdat Julius maar altyd die leier gaan wees. Dit is hier waar hy 'n geleentheid dalk raak gesien het om oor te neem by die ou man van die MK-party. Zuma is al 83 en daar is nie vir hom meer baie jare oor om in beheer van die MK-party te bly nie. Die MK-party het ook nie regtig 'n sterk vervangerleier gehad nie. Nou dat Floyd by die MK-party aangesluit het, kan hulle hom regmaak as die volgende leier om moontlik by Zuma oor te neem. Onthou dat die EFF en MK-party reeds tot 'n groot mate met mekaar saamstem, veral as teenstanders teen die ANC. Dis maak dit sin vir hulle om saam te werk. Maar Zuma en Julius stamp 'n bietjie koppe. Floyd en Julius is soos broers en met albei in leierskapposisies van groot politieke partye gaan hulle aan die ondersteuners van die ANC, wat van die ANC af al wil wegbreek, twee keuses bied, wat eintlik op die ou einde kan of gaan saamwerk. Daar is mense wat spekuleer dat Floyd se wegbreek van die EFF dalk beteken dat die EFF besig is om uitmekaar uit te val, maar ek het net so 'n snaakse gevoel, hierdie is 'n skaakspel. Besig met skuwe wat ons nie raak sien nie, en hulle werk saam, omdat 'n groter politieke mag daar gevorm kan word. Maar dit is net my persoonlike teorie op hierdie stadium. Wat dink jy hiervan?